Toe Pieter Scott en Andre Skols ons benader het vir my en Dani om 'n Canon camera movie te skiet. Het ons dadelik in 2010 begin dink aan gags en 'n klomp mense so Stefan, die regisseur en Andrew, die akteur en Christel hulle en na die eerste workshop het ons gesit met oor 100 gags wat ons aan gewerk het en dit toe afgenarrow na omtrent so 50 gags toe. Nou, ek het oorspronklik betrokke geraak met 'n joke net toe Dries Skols het gepraat oor die feit dat hulle graag 'n camera fliek wil doen en ek het dadelik vir Dries gesê hierdie is ietsie waarna ek regtig belangstel. Ek weet nie en dit het organies maar net gebeur, ons 'n paar workshops gedoen en het ons weer sing speel ek 'n hele klomp karakters. Dani en Dries, die twee vervaardigers het al 'n jaar terug voor ek betrokke was, begin om gags te versamel. Ek het soos 'n paar maande net voor ons begin skiet het betrokke geraak dat ons die gags dan in detail begin bespreek het en hoe ons dit gaan doen. Die gags wat ons bespreek het en hoe dit uitdraai is nooit dieselfde ding. Ek was van die begin af betrokke by die brainstorm ding. Dit is omtrent seker 'n jaar terug gewees al. As jy op set is, dan daar word baie ge-add op jy sien hierdie werk nie noodwendig nie en baie van dit is location bound. Ons het reeds laas jaar April seker begin werk om aan gags, jy weet en dis nou ons besig om te skiet nou, dis Februarie, Maart 2011. Ons het reeds April 2010 begin werk aan gags en so ons het 1 of 2 workshops gehou. Dries Skols, die ander producer, was baie opgewonde aan die idee dat ons 'n klein film moet doen en so sy pa was in die verlede baie betrokke met Leon Schuster se flieks en so en dis waar die hele idee van ontstaan het dat ons weet kom ons doen 'n klein dit. En jy weet ons kom meer van klassieke narrative af en so jy weet kommersiële narrative drama wat ook al jy weet en Canada is heeltemal 'n ander genre. So dit is nog 'n aanpassing om aan jy weet 'n heeltemal ander formaat te dink en daar's nie skrywers betrokke nie maar ons ouens wat gags opmaak en so. Toe in die laaste 6 weke van pre-prod en so het ons obviously regtig intens gesit en nog nuwe gags uitgewerk en so. As 'n paar characters gehad wat ons definitief moes opdress om hulle te weg te steek want bekende akteurs was. I think favorite sou wees Ronnie. Net omdat hy goed ingeblend het op die einde en dan Glenn. Andrew se awesome akteur, sy laat sy characters regtig goed werk. Hi, how are you? Hello, I'm okay, thanks. How are you? I'm okay. Can I have your bag on the scale, please, sir? What does that mean? The maximum weight we allow is 32 kilos, Okay, how much is my bag? 47. I'll just pay the excess. How much is it? No, I understand, but the thing is, they're not going to accept the bag in the basements. So what is in the bag? It's just bowling balls. They're just Cannot be falling bowling around. balls. It's The just zip is moving. No way! Daar's nog 'n groot verskil om 'n Canon te skiet in 'n gewone feature. Ek dink mense dit gaan 'n estimate oor actually 'n Canon te skiet. Dis actually baie meer moes baie veranderinge wat gebeur on the day. Wat fyn is jy moet gewoond raak aan en nie kwaad raak oor nie. Jy kan nie heeltemal jy kan beplan, maar jy kan net so ver beplan van as elke dag iets wat gaan verander. Dis completely different, maar dis net so moeilik op sy eie manier. Jy steek jou kameras weg en you got one go at it. Jy hoop om so 10 tot 20 mense te prank en so deur jou rehearsals ook te doen deur victims uit te vang. Die ding is in 'n drama of met 'n ander film, jy het 'n skrip en jy weet wat jy moet doen. Hierso doen jy net 'n raamwerk en jy moet om my raamwerk werk. Die Canon cameras voel baie meer soos teater. Want dit is live en jy kan dit eintlik opneem nie, maar so is baie meer. Dit is eintlik erger as teater. Can I please get a price check? For till 12, the lady in the pink, extra lubricated condoms. It's not mine. Ek het nie daai goed gekoop nie. Ek skaam my dood. What? Just like you've got perfect feet, eh? Gee thanks. Sure. Jy het ongelooflike mooi voete. Geen onder as ek dalk 'n foto neem. Jy moet daar nie goed foto's stink hulle, hè? Ag nee, voete is my lewe. Ja. This is a bit freaky, okay? Really? No, really. Leave my foot. Obviously, with each person, there's a point that they get to where they want to hurt you if you push them too far. Jy soek nou 'n moeilikheid. Daar's 'n hele paar
paar kere op stal waar dinge 'n bietjie, ek sou nie sê gevaarlik raak nie, maar mense weet nie altyd wat gaan gebeur nie. Mense is maar unpredictable en jy kan nie 'n klomp security guards en ambulanse op standby nie, want dan gee jy nog die ding weg. Ons het actually in die dag het Morney en ek en Dries met daai prank opgekom waar die ou wat aan jou skoene verkoop, hy het 'n voet fetish, hy begin jou voete te vryf en dan te ruik en wat. And then he told Monet to get out of his face and he pushed him, and then Monet did it again. And then Steph ran in to defuse the situation and tell him, listen, it's just a gag, it's like, you're on TV. Toe roep hy maar vir my dat 'n ander gesig nou inkom en vir die ou sê hoor, is net 'n joke, is net 'n movie. Realizing that Steph was a part of it and probably the instigator or the guy who created the idea of it, he turned on Steph and Steph actually got the raw end of it. Toe ek gaan toe word ek ook geklap. Man, ek het in daai stadium was ek besig om goed te soos vir die volgende grappie. So ek het dit nie gesien nie, maar ek seker dit is 'n fantastiese oomblik. You learn from the other people's mistakes. Daar was 'n paar kere waar ons bietjie bang was. Ek was bang op die strand met die vissermanne. Hierdie ouens het messe by die rand. Sorry Stefan, sê weer? Nee, ons moet sien die tank bietjie staan daar met die mes uit. Nee, maar ons het altyd gedink hulle sal dit doen. Andrew hulle weet waar die lyn is. Ons moet vir hulle geleentheid gee. Andrew het 'n paar klappe gekry. Ek was 'n stirrer. Ek is nie net met nie, ek is 'n stirrer ook gecast by die fliek. So wat ek doen is ek net van die kant af net woordjies gegooi en mense gemotiveer om te klap. So Pretoria Noord was definitief my nommer 1 gewees. Vir my 'n lekker moment was in die Weskaap, in die Kaap, dus ons al daar naby geskiet in 'n lange baan tussen die mense daar, so hoor hoe die mense praat, hoe die mense reageer. Dis lekker man om by die see te wees. And yeah, I never got hurt. Oh yeah. Wait. The airport. I was upside down in the bag. I'll just tell you guys, I was upside down, and there was once when the bag fell. Favorite gag, haunted house. Ek weet nie wat my gunsteling een is nie. Ek het actually 'n paar. Ek sou sê Haunted House is een van my favorites. Dit is lekker om te sien dat mense regtig inkoop in hierdie ding. Dit voel 'n bietjie evil, maar die mense het dit geniet op die einde van die dag. Ek love die Haunted House. Die Haunted House is my favorite prank, want hy het elke keer gewerk en die mense se reaksies was net great. Best moments, I can't actually think of one right now. They've all been great, but I think the Haunted House was the best moment to see people's reactions and their screaming and just freaking out. That was the best moment. Sorry sir, you want a DVD, 20 rand sir? Dis my, jy het geen reg om daar goed te verkoop nie. Hoekom? Dis piracy. Sal jy nie blikkie nie? Stand in front of my shop, I'm gonna you. I'm really gonna move you. Los my DVD. I've got a permit. Ja, ons skiet op 3 hoofkameras, basies wat 'n 5D wat ons in die publiek kan rondbeweeg, wat soos 'n stilskamera lyk. 2 EX's wat 'n HD skiet en dan het ons 3 GoPro's wat vol HD op skiet en wat ons wegsteek oral en lekker reaksies van mense kry. Joy. Om te voorspel hoe mense gaan reageer en beweeg en goeders, ons plaas baie keer ons kameras en dan as dit heeltemal verkeerd, dan kom ons agter al die mense dra aan die ander kant toe, die mense wil dit doen nie of die mense wil dit doen nie, so dan moet ons maar alles weer verander om dit te maak werk. Karsleutels, bro. Dis my karsleutels. Jy's onder arrest. Waar kry jy al die DVD's? Ek koop hulle meneer. Ja, jy's onder arrest. Vir wat? Boeie daar. Jy mag nie DVD's verkoop op straat. Jy wys my permit. Waar gaan jy? Waar? Hoekom is jy so kwaad? Waar? Wat sê hier? Jy sê vir my hier nie man. Sit jou hande agter jou rug of ek gaan geweld gebruik. And trust me, boetie, dit gaan nie lekker wees. Hoekom wil jy geweld gebruik? Wat het ek verkeerd gedoen? Wat ek gewoon nie. Ek gaan jou seer maak, boetie. Wat jy nou doen is nie reg, man. Dis maak seer. Dit maak seer. Jy maak seer. Dis abuse. Dis abuse. Dis abuse. Wat? Staan net stil. Jy maak my seer as abuse, ou. Pepper spray laat ek hierdie nou ordentlik spuit. Man, kyk hoe goed hier. Got outside of y'all just because I'm taking my pants. I know a lot of white girls that just can't dance.
it's a lot of fun. I think we've all just been getting involved and been working as a team, and everyone's kind of been helping each other out. You know, ons almal se eerste keer wat ons hierdie doen, almal het saam geleer en almal is great daar. Almal weet wat hulle doen en ja, ons kan hierdie vir ewig gaan nou doen. Dit is soveel fun. Die crew is fantasties, almal is wonderlik. Almal is hier om te wil wees. Dis baie lekker om hier te werk. Ek is ook hier runner in produksie. Ek speel catering. Ek doen ook baie keer 'n bietjie spaakwerk. Dan is ek ook 'n runner vir Altipopment. Dan is ek ook beligting en ek's 'n krip. Baie naby. Die mense is altyd so naby en as die dinge mooi beheer en alles en dis groot gevoels wat te kere gaan. Ek dink die ding waarop ons die trotsste is van hierdie is dat elke liewe prank wat ons geskiet het 'n regte prank is. Daar's niks wat geset up is nie. Ons het niemand gekry om vir ons te kom act oor 'n prank nie. Pranking is pranking. Al die mense wat in hierdie fliek geprank is geprank. South Africa, just be ready for this movie because you guys haven't seen this. Hierdie gaan seker een van die snaakste flieks wees wat nog gemaak is. Okay, cool. That's a wrap. Ons is klaar.